Ons is besig om in hierdie eerste werksweek van 2026 met ons gemeente te praat ter voorbereiding van ons jaartema. En dit is 'n baie belangrike saak, naamlik dat ons 'n opdrag van die Here het, dat ons denkpatrone moet verander. Dit maak nie saak of dit vir jare lank reeds gevestig is nie. Daar bestaan ook nie so iets dat iemand kan sê, God het my so gemaak en so gelaat staan nie. Nee, Romeine 12 vers 2 sê die Here juis, laat toe dat God julle verander deur julle denke nuut te maak. Tweede plek, weet ons ook beslis dat die woord van die Here vir ons leer in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat ons kan nie die heerlikheid van die Here aanskou en nie verander nie. As ons die heerlikheid van die Here aanskou, dan word ons verander deur die Gees om net soos Jesus te word en te lyk, om soos hy te kan dink, om soos hy te kan reageer, om saam met hom te wandel. En wanneer die Gees van God in jou is, dan kan jy nie anders as om selfbeheersing te kan toepas wanneer dit kom by jou denke, jou verstand en jou vermoëns nie. God het daardie wilskrag vir jou gegee. So hoe kan ek 'n nuwe vlak ten opsigte van hoe ek dink en reageer bereik soos wat die Here dit verwag? In eerste plek, ons moet kies en besluit. God self is aan die woord in Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek aan julle voorgehou. Kies julle dan die lewe, dat julle kan lewe, julle en julle nageslag. Kies julle. Dis julle besluit. Wil julle of wil julle nie? Ek het die lewe vir julle aangebied, die volheid van die lewe. Kies of jy dit wil hê, of kies dan die vloek en die dood in jou lewe. Wat 'n kragtige teksvers van waarskuwing in God se woord. Ons moet kies. In tweede plek moet ons glo dit wat die Bybel ons leer, want jy sê vir jouself, en ek sien ook in die reaksie op hierdie boodskappe, dat mense sê, ek wil so graag, maar ek sukkel. Jy moet glo wat God se woord sê, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wie is dit in staat? Is dit Christus? Nee, ek, God gee aan my die wil en die krag om tot alles in staat te wees. Jy is in staat om nee te kan sê vir sonde en vir negatiewe reaksies. Jy is in staat om 'n besluit te neem oor jou jaar wat voor jou lê. Die rol van gebed en die lees van die woord. Wanneer 'n mens se gedagtes onstuimig is, wanneer dinge verkeerd loop en jy voel ongelukkig in jou gees, is daar eenvoudig net hierdie wat jy moet doen. Jy moet 'n plekkie kry, alles 'n minuut of 2, waar jy een kan kom en net met die Here praat. Net 'n paar woorde van Here, hier is ek in hierdie omstandigheid, my gedagtes wil nou wraak neem, my gedagtes wil nou kwaad word. Maar Here, ek wil graag hê dat u Gees en u woorde nou deur my sal spoel. En die lees van die woord, begin 'n bietjie in by die psalms weer. Lees net 'n bietjie weer deur al die psalms. Bid hulle 'n bietjie. Maak hulle jou eie. Praat met die Here. Lees die psalms. Die rol van die Heilige Gees. Maar liewe luisteraar, die AGS het in al die jare bekend gestaan as 'n kerk vir 2 redes. Die een was rotsvas op die woord. En die tweede was die rol van die Heilige Gees.
dat God elke mens individueel, jy wat die gees van God reeds in jou het, kan doop met sy gees, sodat dit word soos 'n stroom van lewende water wat uit jou binneste vloei. Want dis dan eers, wanneer Jakobus by jou waarheid word, wat die Here sê, 'n fontein kan tog nie vars en brak water voortbring nie. Dit is onmoontlik. En as jy vol is van die Heilige Gees, as jy God toelaat dat die Heilige Gees beheer neem van jou denke, dan kan daar net vars lewende water uit jou binneste uitkom. Ek noem ook vandag vir die krag van die waterdoop. En ek is van mening dat baie gelowiges is gedoop omdat hulle geglo dit is die regte ding om te doen. Maar by die waterdoop vind daar iets geweldig groot plaas. Wanneer 'n mens jouself laat doop en jy's daarmee saam met Christus begrawe word. Hy sê dit in Romeine 6 vers 4. Deur die doop in sy dood, sodat jy ook soos hom in 'n nuwe lewe kan opstaan. Die doop getuig van Galasiërs 2:20 wat sê, ek is gekruisig, ek leef nie meer nie. Ek is dood saam met Christus. En wat ek nou leef, leef ek deur Christus wat my die krag gee. Luister, God het vir jou wilskrag gegee. Enige verandering in 'n mens se lewe neem vorm aan na 21 dae, 3 weke. En daarom is hierdie week eintlik net 'n week van besluitneming. Jy moet 'n dagboekie hê, 'n journal boekie. En jy moet die datums byskryf van elke dag in hierdie week. En vir jouself sê, in week 1 van 2026 het ek besluit dat ek 'n pad wil stap van verandering. Dat ek 'n tree hoër wil gee op die leer, op pad na God se heerlikheid en teenwoordigheid. Dat ek bereid is om te sê, Here, asseblief, U kan my denke nuut maak. Ek wil en ek sal graag. Jy weet, by geleentheid staan Jesus op die Olyfberg en hy kyk na Jerusalem en hy ween. Hy sê, Jerusalem, Jerusalem, Matteus 23 vers 37, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Hier sê Jesus so duidelik, hy wil so graag, maar omdat julle nie wil nie, daarom kan ek nie. Ons wil het God aan ons gegee om te gebruik soos ons goed dink. Maar weet verseker, vir elke besluit wat jy in jou eie krag neem sonder om die Here daarin te ken, en of jy sy woord verwerp wat hierdie week na jou toe kom, daar is 'n prys om te betaal daarvoor. Want uiteindelik sê die Here Jesus self dat nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hulle wat die wil doen van die Vader wat my gestuur het. Ons moet soek na God se wil, en as gemeente is ons gereed, as leierskap is ons gereed, soos hulle sê, en gegeer om u te lei op so 'n pad. Jy moet net die besluit neem. Gaan kerk toe gaan en luister na boodskappe, net wees om te kan sê, dis 'n goeie preek of 'n goeie boodskap. Luister, ek sê vandag, as jy na enige video boodskap kyk, enige WhatsApp boodskap kyk, enige Facebook boodskap kyk, na enige boodskap in die kerk luister, en jy doen niks daarmee nie, dan het jy God se woord vermors. Jy vermors God se woord, terwyl daar baie mense daar buite is, maar het nog nie een keer eers gehoor het nie. Gee klein treetjies. Moenie so hard wees op jouself nie. Die Here se liefde vir jou is nie minder as laas jaar nie. Al wat dit verg is dat jy in hierdie eerste week jou besluitneming reg kry. Nie 'n nuwejaarsvoorneme nie, maar 'n besluitneming, en die eerste week se besluit is, Here, ek is bereid dat U my denke en my wyse van optree verander. Dis die eerste besluit. Liewe kind van God, 'n Christen, gelowige, 'n Pinkstermens, 'n kind van die Here,
is nie reaksionêr nie. Christus se godsdiens was nie reaksionêr nie. Hy het nie gereageer op wat ander doen nie. Hy het geageer. Die Christelike godsdiens en 'n kind van God se wyse van leef is om te ageer. Jy loop voor. Jy reageer nie op wat ander mense vir jou sê of wat hulle van jou dink nie. Ons reageer nie. Toe hulle Jesus gespoeg en geslaan en sy baard uitgeruk het en hom gespieg het hy nie gereageer nie. Hy het net geswyg. Hoekom? Want hy het geweet wie hy is. Ek is God se seun. Ons kan nie reageer nie. Ek is kwaad vir iemand in die kerk, nou reageer ek kom nie weer kerk toe nie. Ek is kwaad vir iemand daar buite, nou reageer ek groet hom nooit weer nie. Dan het jy nog nie by die plek gekom waar jy deur die Gees van God gelei word nie. En Paulus sê baie duidelik, slegs hulle wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is kinders van God. My pleidooi vanmôre is 'n ernstige oproep op jou. Jy dink miskien, ja, ek kom baie jare, maar Paulus waarsku ons en maan ons, toets of jy nog in die woord is, of jy nog op die plek is waar God jou wil hê. Maak seker dat jy op 'n pad van groei is, want as jy nie groei in die Here nie, gaan hierdie lewe met sy sorge jou uiteindelik inhaal. En daarom is dit my ernstige pleidooi. Begin om te besef, jy het die wil van God ontvang om dit te kan doen. Wanneer daardie spesifieke situasie plaasvind, wat jy so graag van wil ontslaa raak en dit gebeur, skryf dit neer. Bid daaroor, sê Here, hierdie ding wat vandag gebeur het, ek gaan daaroor waak en bid, en as dit weer my pad langs kom, gaan ek nie reageer daarop nie, of ek gaan anders reageer, want ek weet dat ek is besig om Jesus daar buite te leef vir ander mense. Ons hart is die een wat ons moet bewaar bo alles, want uit die hart is die oorspronge van die lewe. Vanaf jou gedagtes vloei lewe of dood. En die Bybel sê, lewe of dood is in die mag van die tong. Met ander woorde, hoe jy reageer op wat in die wêreld gebeur, of hoe jy reageer op wat God in sy woord vir ons leer.